waarmee sal ek julle besig kry as ek kom? Ek sê man. Nou, broer en suster, baie hartlik welkom vanaand by hierdie herdenking van 'n groot geleentheid. Halleluja. Pastoor Suster Dix van Noordwewel, so bly julle vanaand saam met ons stem. Ek wou verskoning vir my stem wat so 'n bietjie deurgeloop het hierdie week en dit wat rondgaan, maar jy weet, Hemelvaart is seker die een fees op ons Christelike kalender wat die meeste afgeskeep het. Ons sal Kersfees hou, ons sal Pasfees hou, want al daardie feeste gaan gepaard met lang naweek. En daarom sal ons dit hou. Maar die Hemelvaart, soos ek op pad is vanaand, kerk toe kyk ek by die kerke, Hemelvaart is afgeskeep. Afgeskeep. Terwyl ek dink, of laat ek nie, terwyl ek dink nie, terwyl die Bybel sê, dit bevat 2 van die grootste beloftes vir die kerk ooit. As jy handeling 1 gaan ek so tussendeur, die Here Jesus sê eers, hulle is daar by Olyfberg, hy sê disciples, en hy praat met die disciples, hy sê, dit is voordelig vir julle, dat ek weggaan. En hulle kan dit nie begryp nie, want vir 3,5 jaar het hulle saam met hom beweeg, was hulle deel van die kollig gewees, het hulle gesien, die siekes word gesond, die dooies staan op, ensovoort. En nou kom hy en hy sê vir hulle, dis vir julle beter as ek weggaan. Want as ek weggaan, stuur ek vir julle die Heilige Gees. En julle sal krag ontvang as die Heilige Gees vir julle kom. Met ander woorde, die krag van die kerk kom uit die belofte van die vervulling met die Heilige Gees. Hy sê, en dan kom daar 'n opdrag wat ons moet uitvoer. Hy sê, en julle sal my getuies wees in Judea, al daai plekke en tot aan die eindes van die aarde. En dit is voor die Hemelvaart. Sê hy, julle gaan krag kry. Hoekom? Want julle gaan my getuies wees. Julle sal krag nodig hê om my getuies te wees. En toe gebeur die volgende ding. Ekskuus. En nadat hy dit gesê het, is hy voor hulle oë opgeneem. Dit moes 'n wonderlike gesig gewees het. Dat 'n mens van die grond af opvaar, en nou weet ons met latere wetenskap, die geweldige kragte wat in die buitenste ruim is en dis meer. En daar gaan hy, en die disciples sê vir mekaar, wat nou? Wat nou? Nou is ons alleen. Hy het altyd die wysheid, die leiding en al daardie goed vir ons gehad, maar wat maak ons nou? En hulle kyk hom agterna met beswaarde harte. En die broer en suster, terwyl ons in hierdie tydvak lewe, het die kerk in 'n groot mate beswaarde harte. Praat met iemand verlede week, hulle kerk gaan op auction, want die gemeente is te min. En 3 ander gemeentes rondom het toegemaak ensovoorts. En hy sê, ek weet nie wat gaan die kerk doen. Die kerk het nie bekommer nie, want die kerk is nie ons werk nie. Die kerk is God se werk. Amen. En God sal sorg dra vir sy werk. Hy sê, en hierdie skrif wat ons almal ken, hy sê, Galileese manne kom die stem in die hemel in. Hy sê, waarom staar julle so? Een van die vertaling sê, op hierdie manier na die hemel. Kom lyk julle so as julle na die hemel kyk. Ek het vir julle goeie nuus. Hierdie Jesus wat van julle weggeneem word, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien weggaan.
Amen. Nou, die belofte van die Heilige Gees is vervul. Al die beloftes is vervul. Daar's nog net een uitstaande belofte en dit is die wederkoms. Amen. Maar nou sê die Bybel en dis waaroor hemelvaart gaan. Ons het pas gesing, he went away but not to stay. He's coming back again. Amen. Jy sien die Mohammedane en al hierdie godsdienste. Hulle kan jou na 'n graf toe vat en gaan wys, hier lê Mohammed. Of hier is Boeddha of wat ook al. Maar hy kan niks verder wys nie. Ja. Hy kan nie 'n opstanding wys nie. Hy kan nie 'n hemelvaart wys nie. En hy het nie hoop op 'n terugkoms. Ja. Ja. Nou, die kerk se hoop is gevestig op hierdie paar woorde. Hy gaan net so terugkom soos julle hom sien wegvaar. Amen. We shall see Jesus just as he is. Jy sien broer en suster, ek en u is nie sommer net gelos, gered en gelos. Ja. En die Here het gesê, okay, sien julle in die hemel. Dit werk nie so. Hy sê, ek gee julle die Heilige Gees, julle gaan krag ontvang, julle gaan my getuies wees, en ek is op pad terug. Amen. Dis die groot belofte. Amen. Ons dien nie, of ons kom nie kerk toe, en is nodeloos en ons mors tyd nie. Ons is besig om voor te berei Yes, amen. op die wederkoms. Wanneer Jesus weer sal kom. Ja. Ons gaan Sondagmôre 'n bietjie dieper in daardie gedeelte in. Maar hy kom weer terug. Jy weet, wanneer iemand vir jou sê, of wanneer iemand weggaan, en hy sê, okay, ek kom weer terug, ek kan net nie sê wanneer, dan dink ek, elke klop aan die deur, dink jy dis hulle. Hier is hulle nou. En ek dink dit is, die kerk moet so begin leef. Ja. Al hierdie goed wat rondom ons gebeur, is 'n klop aan die deur. Ja. Hierdie dinge wat in ons land gebeur, wat op die politieke fronte gebeur, is niks anders as 'n klop aan die deur. Amen. Dit herinner, dit hou jou vas. Jy sien, sodra ons vergeet van die wederkoms, sodra dit vervaag, my ouma het altyd iets mooi gedoen. Hulle daar buite op plaasreg geklop. En elke môre dan staan sy op, sy trek haar aan en sy doen alles. Dan sê ek, "Ouma, gaan nou maar dorp toe vandag." Dis dan Dinsdag of so. Sy sê, "Nee my kind, ek hou my maar net reg as die Here dalk vandag." Halleluja. Amen. Sy het 'n gereedheid gelewe. Elke dag, ek moet reg wees. As die klop aan die deur is en ek maak oop en dit is die Here, dan is ek reg. Yes. En ek wil vanaand vir ons as die kerk sê, dis tyd dat ons weer angstig raak vir die klop aan die deur. Dis tyd dat ons weer angstig raak vir 'n herontmoeting met Jesus Christus. Hy sê julle sal hom net so sien kom. Met ander woorde, daar's ander skrifte wat sê elke oog gaan hom sien. En nou is daar baie redenasieskole. Party redeneer is onmoontlik. Ander sê dit gaan op die TV uitgesaai word. Ander noem dit, die skrif sê, almal gaan hom sien. Jy gaan nie die wederkoms mis nie, want jy gaan dit weet daarvan. Jy gaan weet, daar kom die Here. Amen. En ek wil vanaand vir die sê, broer en suster, die mees vergete fees, gaan die grootste fees van alle feeste word. Want die Bybel sê, die disippels draai daar om, en hulle gaan Jerusalem toe, en hulle sluit hulle in die boelkamer toe, en 10 dae later, toe ontvang hulle die krag van die Heilige Gees,
En die eerste getuienis, nie eens spreek wat Petrus gee, kom 5000 ouens tot bekeer. Net so. Jy sien, die belofte van die wederkoms is bedoel om die kerk aan die gang te hou. Is so. Dis bedoel om die kerk aan die gang te hou. Die belofte, die wat vir werkgewers werk sal weet. Die belofte van 'n pensioen hou jou aan die werk uit die elke môre. Dit is nie lekker om elke môre 4 uur op te staan nie, maar dit hou jou aan die gang. Eendag gaan ek by die deur uitstap en ek gaan 'n sak vol geld hê, soos alle pensionaars in my het, en ek gaan 'n lekker lewe. Jy sien, hierdie is nou die belofte wat die kerk aan die gang moet hou. Wanneer dinge swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, Jesus is op pad. Very, very soon we are going to see our King. Iemand sê op my nou dag, ag man, ek was 'n klein seentjie en ek is oor die 70 nou, en toe ek 'n klein seentjie was, toe sê hulle al die Here kom. Ek sê, nou moet jy weet hoe ernstig dit is. Dis nou 70 jaar later. Nou moet jy weet hoe naby die koms as die Here is. As hy al toe jy 'n seentjie was, hulle so gesê. Jy sien, broer en suster, hierdie is nie goed wat die wêreld verstaan. Hierdie is vir die kinders van God. Amen. Die kinders van God sal hom weer sien kom op die wolk. Is dit nie wonderlik? Hy gaan weg tot ons voordeel. Nou die voordeel wat dit inhou, is ons het nou krag, en ons, op 'n ander plek sê, en nou gaan julle die werke doen wat ek doen. Met ander woorde, die krag van die Gees vat ons oor by hom. Dit is so? Ja, dit is so. Ons vat oor by hom. En ons propageer die evangelie. En ons propageer die wederkoms. Ek wil vanaand vir u sê, die kerk praat te min oor die wederkoms. Ja, so. Dis ook kerk ons moedeloos raak. Hy het niks om na uit te sien. Niks om na uit te sien. Ek beloof een van my kleinseuns eendag, as jy hierdie eksamen goed deurkom, koop ek vir jou 'n fiets. En dan kom hy by my en sê, oupa, het oupa al die fiets gekoop? Ek sê, nee, die voorwaarde is, jy moet die eksamen goed deurkom. Jy weet nie, wat is die eerste ding wat hy doen toe hy met sy rapport by die huis kom? Hy wys net sy pa se man, hy kom na my toe en sê, oupa, waar is die fiets? Hy het 'n verwagting geleef. Nou kom ons kry daardie verwagting in ons hart. Jesus kom weer. Jesus kom weer. Maak nie saak wat op die politieke front gebeur nie. Maak nie saak wat op sosiale front gebeur nie. Maak nie saak wat in die kerk gebeur nie. Jesus is op pad terug. En ek gaan hom sien. Johannes skryf, hy sê, ek weet nie hoe ons gaan lyk as hy terugkom nie. Maar een ding weet ons gaan aan hom gelyk wees. Is dit nie wonderlik? Broer Gert, baie keer, die susters sal nou weet waarvan ek praat, is hulle nie so gelukkig met hulle voorkoms nie. Hulle doen botox en hulle doen al die ander goeders. Net om 'n bietjie beter te lyk in hulle eie oë. En miskien hou jy nie van jouself baie, ek wil graag anders lyk. Ek het vir jou nuus, jy gaan anders lyk. Amen. Die dag as Jesus kom, gaan jy soos hy lyk. Halleluja. Prys die Here se wonderlike naam. En laat hierdie dan ons inspirasie wees. Laat hierdie ons aansporing wees. Laat ons hieraan vashou. Jesus kom weer, die belofte. En gaan kyk maar in die Bybel. Dis die enigste uitstaande belofte wat die kerk as geheel betref. Al die ander het al in plek geval. Die laaste belofte is, ek kom terug. En ek
ons regtig is oor die wederkoms. Ek wonder hoeveel van ons word in die môre wakker en dink dit kan dalk vandag die wederkoms wees. En dis presies wat die Bybel sê. Waarmee gaan ek jou besig kry? Ons raak besig met die wêreldse dinge en goed, jy moet werk want jy moet leef, maar ons raak so entangled, sê die Engelse woord. In die wêreld, ons wortels is in die wêreld en ons verloor ons verwagting om hemel toe te gaan. En dit is so tragies. Want as jy vat, Jesus het mens geword, hy is gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het hemel toe gegaan. Dit alles om ons 'n bietjie wat is daai ander woord wat julle gebruik in opleiding? Pep talk. So 'n bietjie 'n pep talk te gee. Skud jou vere reg. Skud die stof af. Want Jesus kom weer. Jesus kom weer. Net op die kerk sê. Dit gaan nie baie langer besig wees. Jesus is op pad terug. Halleluja. Hoe weet ek dit? Die stem uit die hemel het gesê, Jesus het self gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar is, kom ek weer om wat te doen, om julle saam met my te leef. Paulus skryf daar aan die Korintiërs of aan Tessalonisense en sê, julle moet mekaar bemoedig met hierdie woorde. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons gaan almal hemel toe. Ons gaan weggeruk word. Hy sê, ons gaan saam met hom opvaar in wolke. Hy sê, so sal ons altyd by die Here wees. Ja, amen. Amen. Ons bly baie jare in ons huis, ek weet nie eens regtig hoeveel nie. Maar dis nie my permanente tuiste nie. Amen. Dis nie my permanente tuiste nie. Ek het eendag vir iemand gesê, toe hulle permanente adres praat. Toe sê ek weet nie eintlik nie, dan kan jy so lank my tydelike adres gee. Ja, dis Kiepersopstraat. Ek sê, bly nie tydelik daar nie. Ek sê, ja, net totdat die Here kom. Ja. Ek sê, kom ons los dit. Dan gaan we praat. Jy sien, daar waar jy woon nie tydelik daar. Ons spandeer geld en ons maak verbeterings, dis mooi, dis reg, dis wonderlik. Maar weet jy wat, dis tydelik. Ja. One of these days we're going home. When we've had our last revival and we close our precious Bible, one of these days we're going home. En laat dit ons inspirasie wees, broer en suster. Sê ek vanaand die uitloop by hierdie hemelvaartdiens. Wat het dit vir jou beteken? Dan moet ek myself kan antwoord, ek het nuwe inspirasie gekry. Ek kyk nie meer na die hemel asof daar niks is nie. Ek kyk met verwagting na die hemel. Weldra gaan die hemel skeur en Jesus gaan weer kom. En hy vat sy kinders met hom saam. Halleluja. Ons gaan trek, kinders. Ons gaan trek. Is dit nie wonderlik nie? Ons gaan trek. Die Bybel sê ons gaan trek. Hy sê, dan gaan ek julle saamvat en julle sal vir altyd wees waar ek is. Amen. Ons sing nou met daai koortjie. This is like heaven to me. En dis maar net 'n tydelike ding. Maar ons gaan weldra in die hemel sing. Ek is tuis. Ek het by die Here aangekom. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie. Al hierdie stories van ouens wat kamer in die hemel was en teruggekom het, is vir my sommer bog, want ek sê hoekom, vat 5 van hulle se stories en al 5 verskil. So hulle was in verskillende hemels. Daar is net een hemel. Dis waar Jesus is. Halleluja. Net wil vanaand vir u sê, kry weer 'n verwagting in jou hart. Kry weer 'n verwagting. Enige dag
kan die laaste belofte vir die kerk vervul word. En dan gaan ons die ewigheid deurbring. En ek het altyd vir my vrou gesê, ek kan nou nie in die kerk, ek mag nie in die kerk sien nie. Maar as jy in die hemel wil weet waar het is, luister die sing die mooiste. Sy hulle cool sing. Jy sal my daar kan, dis ek. Dis ek. Kom ons word weer lustig. Ons het voorgesing toe ons jong mense was, my siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die dood nie meer sal heers nie, daar wil ek wees deur sy genade. En dan sê die tweede koortjie, wil jy met my saam gaan, hemel toe, daar ver oor Jordan, soet. Wil jy met my saam? Nou sê ek vanaand, vriende, maar klaar. Kom ons kry 'n verwagting in ons harte. Ek gaan vir myself bid van nou. En ek gaan sê, Here, help my om 'n vars verwagting op die wederkoms te kry. Ek wil vir sê, ons lewe sal drasties verander. As jy 'n verwagting het elke môre as jy opstaan, this might be the day. Gaan jou lewe 'n ander rigting inslaan as die een sonder verwagting. Kom ons steek dit ons hande so, Vader. Ja, Here God. Dankie vir die belofte wat die Here Jesus gemaak het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek weer kom, sal julle my sien net soos ek opgevaar is. En Here, ons wil vanaand bely dat ons verwagting vervaag het. Dat ons nie meer so skerp op verwagting is nie. Maar ek bid vanaand dat deur die Gees U daardie verwagting sal verfris. Dat U dit sal verfris. Sodat ons, wanneer ons in die môre wakker word, vir mekaar sal sê, hierdie kan die dag wees. Hierdie kan die dag wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Hoe is lekker.